Eendag, lang gelede, op die koudste dag in die winter, het Stompie en Stertjie deur die woud gedwaal. Hulle het so koud gekry, hulle was verskriklik lus vir 'n warm bad. Maar waar gaan jy warm water kry? In die woud. In die winter. Is al die water nie ijskoud nie? Is alles nie gevries nie? Nee, op die rand van die woud, net daar waar IJsland begin, sneeu, bulte. Net daar is 'n warm waterbron. Dit is 'n fontein waar warm water uit die grond uitkom. Daar is lekker groot poele waar hierdie twee kan swem, maar hulle bibber en hulle bewe en hulle hardloop. Maar hulle kan nie vinnig hardloop nie, hulle probeer daar uitkom. En toe hulle by die warm waterbronne kom, toe sien hulle daar's moeilikheid. In die middel van een van die warmwaterpoele, die naaste een aan hulle, met kristalhelder blou water, pikswart klippe wat hierdie water se damwal maak, ysbult om hulle, want die sneeu het begin val. Klein, fyn vlokkies val op hulle neusies, en as hy val, dan smelt hy dadelik, maar toe dan nog enetjie val, toe smelt hy nie, toe weet hulle, dit is so koud. Maar die moeilikheid is, reg in hierdie ysbad voor hulle, sit 'n groot ysbeer, en stoom in die warm water. Hulle het hom amper nie gesien nie. En hulle weet, ysbeere is gevaarlike, kwaai dinge met skerp tande, groot kloue met skerp naels. As hulle 'n spoor trap in die sneeu, pas daar 10 van hulle spoortjies binne in daai een spoor. Ysbeer het natuurlik sy warm pels afgezip, uitgetrek en dit hang hier in 'n ou boom hier langs hulle. En terwyl hulle staan en bewe en koud kry, en vir daai ysbeer kyk, want kyk, hy kan nie in warm water klim met sy pels aan nie, dis heeltemal te warm. En hy sit, en hy geniet die stilte. Maar in die stilte is daar 2 appies wat bewe. Hulle skuif nader aan mekaar en tot hulle onder ysbeer se pels staan, en hulle voel, dis bietjie warm hier binne. Stertjie, voel jy? Dis lekker. En Stertjie sê, ja, Stompie, voel net hoe lekker is dit binne. Ons kan speel hier binne. Ek begin warm kry. Daar begin lewe terugkom in my vingerpuntjies. My toontjies kan weer krul. Kyk, my pootjies is nie meer blou nie. Daai 2 appies sit lekker in die volgende oomblik. Toe hoor hulle voetstappe buite. En die hele pels word opgetel en aangetrek, en hulle het nie kans gehad om uit die moue uit te klim nie. En hulle hoor net, trek daai ysbeer sy pels aan, zip hy hom op tot hy onder sy kennebak. En toe weet hulle, gats, ons is toegezip hier binne, dis pikdonker, maar dit is so lekker warm, maar ons is in ysbeer sy pels toegezip, wat gaan ysbeer met ons maak? Help! Skree daai tweekies. Ysbeer skrik, hey, iemand, help hom net, roep ysbeer, maar hier binne in sy moue en hier binne in sy maagrond, is hierdie bonneltjies besig om rond te hop, en hy wonder wat gaan nie aan, en hy zip oop. En hy sien die apies, en al wat hulle sien is ysbeer, so groot oë, in sy bek, en sy swart snoet, en sy tande. En hy sê, hey, wat maak julle? Hulle hoor net, en hulle weet, dis die einde, help ons, asseblief iemand! Ysbeer is soos, hey, dis koud hier buite, wat maak julle? Ek kan julle laat gaan nie, kyk. Maar voor hy kon doeze, pop daai 2 apies daar uit, maar hulle val kaplaks. Pensies en pootjies, plat in die sneeu, en dadelik kry hulle te koud om te hardloop. Ek kry koud, sê daai Stertjie. Help my boeties, skree Stompie. Hulle klou met laantjies vas in mekaar, doet die oulike boeties, en ysbeer kyk, is so cute, maar julle gaan te koud kry. En hy tel hulle op, met sy massiewe kloue. Hy sit hulle terug binne in sy pels, en hy zip toe. Daar is die 2 apies, maar is eers bietjie koud in sy lyf. Jy hoor hom, is bietjie koud. En die apies is, hulle spartel en skop. Met elke spartel en skop,
kiel jy hulle vir ysbeer. Laat hy weer grond val. Waar julle is onder my kiliebakkie? Wag, pas op! En onder sy kiliebakkie in sy mou is hier 'n hopbondeltjie wat rond skommel en hop en pluk en help ons! Maar ysbeer is so, dit kilie, wow! En hy probeer normaal regop loop. Want die voor kom 'n groot mammoet. Weet jy wat's dit? 'n mammoth. 'n mammoth, 'n ware gehaarde olifant. En hy sien hierdie ysbeer is besig met sulke dance moves. Sy arms hop in die lug en hy rol op grond en hy maak 'n bolle makiesie en dan sommer 'n backflip en dan as hy stil staan, beweeg sy maag en dan is daar knop oor sy skouer in sy mou af, terug af by sy been op by sy maag en die mammoet is soos olifant. Ek is olifant, jy ysbeer. Wat gaan nou met jou klere aan? Het jy ietsie geëet? En die ysbeer is soos, nee man, hier is 'n klein oppietjies wat ek gekry het hierso. Maar, hy wil nie stil sit nie. En hy fluister uit daar in sy mou. Hey, julle tweeetjies moet nou rustig wees. Julle kiel my verskriklik, maar Appie soos, help ons, hy gaan ons opeet. En die ysbeer koekeloer rond. Hy sê, kyk, ek sien nie wat jy geëet nie, hierdie mammoet. Mammoet gaan jy appies eet. En net so, pop hierdie twee appies se koppies hier by ysbeer se pels uit net onder sy kennebak en hulle kyk vir die groot mammoet en hulle dink, wow, daai ding is groot. En ysbeer kyk, mammoet, gaan jy hierdie tweeetjies eet? Nee man, ek eet net grasies en blare en bome en partykeer weet ek klippe. En ek drink 'n riviere leeg, maar ek eet definitief nie appies nie. En ysbeer sê vir hulle, maar julle is veilig. Hy gaan julle nie, ek gaan julle nie eet nie. Wie gaan julle eet? Nou appies is so verbaas op een stertjie kyk. Ysbeer, gaan jy ons nie eet nie? Nee man, ek eet hierdie tyd van die jaar net lekker soet sappige bessies. Dis die laaste winterbessies voor die ys smelt. En ek kan visse eet. So ek eet nie appies nie. Kan ek julle terugvat huis toe? Okay. Dit sal baie nice wees, oom. Oom, jy is baie vriendeliker as wat ek gedink het. Jy is ek nog, jy gaan ons opeet. Nee man, kom ons gaan. En weer stap, maar kyk, as hierdie appies hier uitklip, dan trap hulle vas hier een op sy ribbes en die ander op sy maag en dan lag daai ysbeer dat hy weer rondrol. Hulle kom by 'n beervark aan. Weet jy wat 'n beervark? Is 'n bosvark met sulke groot lang hare, 'n dik pels. Hy wil ook weet hoekom dans en skommel en rol hierdie olifant, hierdie ysbeer so verskriklik rond. Maar ysbeer sê vir hom hy het net appies. Julle en hy wiegel en waggel al die pad huis toe met hierdie appies wat rond skommel. Hierso binne in sy pels en hulle geniet dit water verskriklik. Hierdie oom ysbeer is eintlik baie nice. En die ysbeer begin daar in die woud instap. Kyk, in die woud sneeu dit nie. Dit is koud, maar dit sneeu nie daar nie. En hulle wil huis toe gaan. En toe hulle by die huis kom, is ysbeer soos, is hierdie die appies huis? Daai appies en die bobbejaantjies is almal doodstil. Hier's 'n ysbeer! Skree bobbejaantjie. Hy probeer weghardloop. Die ysbeer gryp hom aan sy stert en sê, hey! Is hierdie stompie en stertjie se huis? Wat het daai tweeetjies gemaak? Ek ken hulle nie. Moenie my ook opeet nie. Moenie! Skree daardie bosbobbejaan. Stompie en stertjie se pappa kom nader en sê, ons is so jammer oor wat ons kindertjies gedoen het. Asseblief moenie verder die bobbejaantjies straf nie. Moet ook nie kwaai wees met ons kinders nie, moet ons almal nie opeet. Asseblief help ons. En ysbeer is soos, wow net. Hoekom dink almal gaan julle eet? Ek bring hulle net huis toe. En hy zip sy pels oop. En net daar klim twee appies uit. Mama, skrik so groot sy val flou. Daar lê sy op die bos. Ysbeer sê, hey mevrou Appie, kom. Hy help haar mooi op. En daai ape leer vir die eerste keer dat die ysbeer nie so kwaai is nie. Stompie en Stertjie het 'n nuwe vriend gemaak. En net toe hulle moet sê tata, toe vra Stompie en Stertjie, "Oom ysbeer, gaan jy môre weer na daai sneeubad toe? Ons wil asseblief saam bad hierdie keer. Ek was nog nooit in 'n warm waterbad nie." Ja, natuurlik, julle kan kom. Dan bad ons almal saam. En hulle het die volgende dag gegaan. Maar gats, was julle al saam met klein kindertjies in 'n warmwater swembad? Ja. Hulle spring die hele tyd rond en span die hele wêreld nat. Dit was 2 minute, toe's helfte van die water uit en ysbeer dink, julle. Hier gaan nie genoeg water wees vir ons almal nie. Julle moet rustig sit en prut in die water. Maar Stompie en Stertjie sê, "Oom ysbeer, ons is nie so oud soos jy nie. Ons hou van spat, kapash." Spat hulle weer die water. En ysbeer het vrede gemaak. En hulle het elke Vrydagmiddag na skool het daai apies gaan spat in die water.
saam met hom ysbeer. En dit was nie lank nie. Toe spat hy rond soos hulle maak bommies. Julle, die bommies, as hy dit maak en die water oor die rande gespat en gevries in sulke punte. En dan het hulle dit gebruik as slides, glyplanke, terug binne in die water in, maar jy moes vinnig afgly, anders vries jou boutjies vas. Dan moes hom ysbeer dit afbreek, en jou in die water sit, tot die ys gesmelt het. Maar dit is al die avonture wat hulle gehad het, saam met hom ysbeer, by die warm water baddens.